Goeiedag liewe vriende, ek groet in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel, gehoorsaamheid word altyd beloon. Ons lees in 2 Kronieke 34 vers 2, en hy, dit is nou Josia, het gedoen wat reg was in die oë van die Here, en gewandel in die weë van sy vader Dawid, en nie regs of links afgewyk nie. Gehoorsaamheid word altyd beloon, het sy in die skool, by die werkplek, as ook in ons geestelike lewe. Aram en Jochebed, die ouers van Moses, wat ons lees in Eksodus 2 vers 3, het God gevrees. Toe die bose Farao opdrag gegee het, dat al die Joodse seentjies by geboorte gedood moes word, het Jochebed ook aan 'n seentjie geboorte geskenk, en dis nou aan Moses, en sy het hom weggesteek, totdat sy nie meer in staat was om op die ouderdom van 3 maande hom stil te hou en in geheim te kon grootmaak nie. Ek het my al talle kere probeer indink wat in Jochebed se moeder hart moes aangaan. Wat het sy beleef? Ek glo dat sy baie nagte in haar bed wakker gelê het om planne te beraam. Hoe kan ons seentjie veilig hou? Ek glo dat baie smeekgebede tot God gestuur is. En toe kry Jochebed hierdie idee. En ek glo dat God die idee in haar kop kom lê het, in haar hart kom plaas het, en sy het gedoen wat in haar hart was. Sy het hom in 'n mandjie van bissies gesit, wat met pluimgrond en pik bestryk was, en sy het hom neergelê in die riete aan die kant van die Nyl en hom laat gaan. Haar moederhart was verseker stikkend gewees, maar ek glo dat sy God vertrou het om Moses te bewaar. Dit was een van daardie uiterste gevalle waar iemand, en dis nou 'n vrou, sonder dat 'n engel of ander boodskapper aan haar verskyn het, gehoorsaam was aan wat sy in haar hart gevoel en geglo het om te doen. God het in sy getrouheid haar gehoorsaamheid aan die stil stem binne in haar hart beloon in 'n ruim mate dat sy op die ou end betaal word om haar eie seun groot te maak. Eksodus 2 vers 9 lees ons, daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie, en dis nou Moses wat sy die water uitgehaal het, en soog hom vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrou het die seentjie geneem en hom gesoog. Is onse God nie 'n wonderbare God nie? Mag hierdie ou getuienis, hierdie ou gebeurtenis, wat in die woord opgeteken is, ons elkeen inspireer om in geloof na God te vlug. Ja, ook wanneer ons gees, ons gemoed dreig om te soog vir omstandighede wat vir ons te groot lyk. Ook toe Josef, die timmerman, vir wie God opdrag gegee het om Maria by hom te neem en om later Jesus wat gebore sou word groot te maak, lees ons in Matteus 1 vers 24. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem. Waarom kon hulle hierdie stap in geloof neem? Omdat die engel vir Maria gesê het, in Lukas 1:37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Jochebed het dit geglo. Maria het dit geglo. Josef het dit geglo. Talle na hulle het geglo en is beloon. Mag God vir jou en my help om hom te glo. God self neem verantwoordelikheid vir elke woord wat hy spreek en ons wat dan gehoorsaam is. Kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, dankie vir getuienisse van geloof. Help my om geloof soos 'n mosterdsaad te hê. Help my om die stem te onderskei en die groot geloofstree te gee. Help my om te glo in u woord.
Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.